Goeiemôre julle. Daar's hy. Wonderlike ervaring hierdie musiek, hoe dit aansluit eintlik by die boodskap. En ek het eers insaag gehad in die musiek nie, so kom ons vertrou dat die Here met ons harte praat vanoggend. Dis die boodskap wat hy op my hart gelê het. So kom ons bid saam en vra dat hy na ons harte spreek. Almagtige Vader, jy het heerskappy oor die hart van die mens. En ons wil beweeg uit die senter van ons wese, waarvoor U ons geskep het. Daarom bid ons dat U asseblief vanoggend duidelik met ons harte praat, en dat ons sal luister uit daai punt uit. Ons bid dit tot U eer. Amen. Ja, so dis die vraag. Glo ons omdat ons verstaan, of verstaan ons omdat ons glo? En dit gee so 'n bietjie perspektief oor hierdie vraagstuk van om te luister met ons harte. So as ons wil glo, eers as ons klaar verstaan, dan is dit 'n perspektief van om met jou verstand dit aan te pak. As jy besluit, ek gaan glo om te kan verstaan, dan is dit 'n perspektief van om uit die hart uit te luister na hom. So dit is die boodskap. Nou hierdie skrif is wat alles wat ons dan nou vanoggend, ek gaan baie skrif aanhaal, soos julle weet. Maar dit is glo ons dit, en as ons vanuit daai punt uit eintlik die lewe aanpak, dan is dit 'n baie makliker plek as om te wil verstaan en te verteer wat met ons aan die gebeur is. Maar as die anker van waarna ons glo vas is, en hierdie is so mooi, dit sê, "For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach each one his neighbor and each one his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more." Hierdie hart, en hierdie is nou die Hebreërs aanhaling, maar is eintlik woord vir woord wat in Jeremia geprofeteer is. Praat na die hart, en daai eerste gedeelte wat hulle nou hierso aanhaal wat sê minds, is eintlik die inner being, die inner mens. So hierdie hart waarvan ons praat is die seat of your emotion, jou intellect, jou will, dis jou hele wese. Maar as die anker daarvan is my geloof in die voltooide werk van Jesus, dan is dit wat my beweeg totaal anderster as om te sê, ek doen nou hierdie om reg te wees met God. Maar as ons glo in die voltooide werk van Jesus, dan beweeg ek uit daai punt uit. En dis 'n heeltemal 'n ander motief waar ons dan onsself invind. En dit sluit so 'n bietjie vir my aan by hierdie skrif wat sê in Jakobus, "But the one who looks into the perfect law, the law of liberty," dit is nou Jesus se sterwe aan die kruis, "and persevere," om vas te hou daaraan, "being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing." Nou beweeg wat ek doen uit die punt van dat ek glo. Nie om reg te wees met God nie. En wat ek wonder of hierdie ander mikrofoon dalk aan is. In elk geval. So my vraag daar is, hoe lees ons die Bybel? Is dit 'n lys van dinge wat reg of verkeerd is? Doen ek dit reg of doen ek dit verkeerd? Of is die woord van God vir jou 'n spieël, waarin jy kyk en jy jouself bevind waar ek is op my lewensweg? En met dankbaarheid kan sê, maar ja, hy is besig om met my te werk en my te verander. Yes, hier is 'n perfekte beeld van wat die woord sê, hoe ons is. Maar dit is nie 'n aanklag nie, want ons is vry in wat hy klaar gedoen het. Nie in wat ek moet doen nie. So hierdie is nie
Die woord is perfek en scripture cannot be broken. Maar dis nie 'n aanklag nie, want ons is klaar vry. So kom ek gee gou vir julle 'n ander perspektief van die wat daai video van Doc Woodruff gekyk het rondom die kasteel, né, wat ons vorm. Die taal wat hy soms daarin gebruik is dat 'n gemeente of om dit te doen, we must be this. So you must work hard with joy. En ek vra vir die Here, maar nou wat nou? Want dit sê nou, dit kan maklik soos 'n klompie reëls gesien word. En hy sê vir my, vervang die woordjie must met will, want dan kyk jy in die spieël. Wat hy sê is reg, maar die motief is nie my effort nie. Dis eintlik wat Jesus in ons doen. En dis nogals baie bevrydend, om te sê, maar goed, nou om te sê, you will work hard with joy. Dis mos nou 'n ander ding, ons vind dit in die skrif, waar in Spreuke Salomo sê, maar of eintlik 'n prediker, 'n groot geskenk is eintlik om die werk wat jy doen, te doen met vreugde, en dit te geniet. So dis 'n geskenk van hom af. Dis iets wat ek kan doen nie. Was baie bevrydend om te weet, maar hy werk dit in ons. Dis nie my effort wat dit tot stand gaan bring nie. Verder, wat ons nou gaan doen, en waarom ek sê die musiek was vir my so treffend gewees. Ek gaan net 2 aspekte uitlig, wat Jesus vir ons op die kruis gedoen het, ons is onlangs deur Paasnaweek, en dan die ewigheidsperspektief daarop. Laat ons die tydelike dinge tydelik hanteer, en die ewigheidsdinge met 'n ewigheidsperspektief hanteer. So, ons is onlangs deur hierdie, vir julle, van julle wat hierby vasgestaan het, ek gaan net weer 'n bietjie dinge uitlig. Jesus het ons vrygekoop. So ek gaan 'n bietjie van die Engels hierso inbring, want die redeem en ransomed, dis wat hy gedoen het. So hy sê in 1 Petrus, if you call on him as Father, who judges impartially, according to each one's deeds, so daai dade uit my hart uit, nie die dade om reg te wees met hom nie, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile, die tydelike hier op aarde, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, tradisies en goedjies hoe ons dinge moet doen, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish and spot. As Jesus ons vrygekoop het, waarvan het hy ons vrygekoop? Hy het ons vrygekoop van die woede van God, en die sonde in ons bring daai woede. Nie, dan is ons nou werklik vry, want as ons uit met ons hart luister en glo, wat hy gedoen het is 'n voltooide werk, dan beweeg ons uit daai punt uit, van vryheid. Dis nie, ek moet nog iets daarby voeg nie, wat Jesus gedoen het, is nou nie lekker volledig nie. Ek moet nou nog hierdie en hierdie goeders doen om vry te wees. Nee, wat van my verlang word, is om dit te glo. En dan uit daai punt van geloof daarin te beweeg. Dit het ons nou begin, die val van die mens, met die eet van die vrug, van die boom van kennis van goed en kwaad. Ek gaan net vir julle, daar's 3 goed, as mens nou na daai gedeelte in Genesis 3, vers 6 gaan luister, wat eintlik vir Eva entice het, om daarvan te eet. Die een is, it was good for food, so die vertroue vir versorging van ons liggaam. It was a delight for our eyes, het was mooi. And it was desire to make one wise, dit het wysheid vir ons gegee. Ek sê maar net vir julle, as ons nou met daai 3 goedjies te doen het, laat jou antennes opgaan, en maak seker dat jy beweeg vanuit jou liefde vir God, wat kom met die voltooide werk van Jesus aan die kruis, dan sal jy vir die regte rede beweeg. En wat Jesus kom doen het, is hy het eintlik, ons weet mos nou, die versorging lê in hom. En as ons oë op hom rig, wat is beter as dit? En die wysheid, alle wysheid is in hom gesetel. Dis maar die punt wat ons daar wil maak. Verder, as 'n mens kyk na wat het hierdie vrykoop gedoen,
Ek wil julle gou herinner aan wat hierso staan in Numeri 23 vers 8. Dit is toe Bileam ons nou geroep is om die volk te vervloek. En hy kom daar by die berg, ons weet hy het nou 'n geskiedenis van hoe hy daar uitgekom het. En hy sê, how can I curse whom God has not cursed? So ek wil dit moet by jou vasmaak. So met ander woorde, Jesus het ons vrygekoop, ons behoort aan hom. Hoe kan iemand jou curse wat God nie gecurse het nie? Hy het eintlik vir daai vloek gesterf, die vloek wat uit die wet kom, né? How can I denounce whom the Lord has not denounced? Daai woordjie denounce is nogal 'n harde woord. As 'n mens na hom gaan kyk, dit is soos om iemand te accuse of slegter te maak of krities daaroor te wees. Maar as dit hoe God na jou kyk, dit is nie hoe hy na jou kyk in die vryheid van wat Jesus vir ons gedoen het nie. So wie kan dit doen as hy ons vrygemaak het daarvan? So ek vra regtig dat deur in ons harte sal werk en dat enige iemand wat so iets oor iemand van ons gespreek het, daar's nie gronde daarvoor nie. Jesus het ons vrygemaak. En in sy naam vra ons dat dit sal nie effek hê nie. Ek dink nou aan toe Dawid gestap het daarso, hy het gevlug van Absalom af en een van die nasate van Saul het om ons nou vervloek, toe soos hy so stap en klippe op hom gegooi en alles. En hy keer toe vir die hoof van sy leer om die ou te gaan doodmaak, want hy sê, maar wie sê, God het hom nie gestuur om hy te vervloek nie. Maar daar sal genade wees in God, om eintlik nie te maak dat dit werk, want eintlik sy grondslag was gewees, jy kom nou die koningskap van Saul se gesin wegvat. Maar God het vir Dawid gesalf. Dit was nie uit sy eie uit, dat hy koning was nie, en hy het hom herstel in sy koningskap. So, ons weet almal van daai lang lysie in Deuteronomium 28, né? Die eerste 14 verse sê wat is die blessing en die klomp daarna is die curse. Ons is vry van daai. As jy uit jou hart uit kan glo dat Jesus die werk voltooi wat hy vir ons gedoen het. 'n verdere ene is hierdie wat in Spreuke staan, ek gaan dit sommer net vir julle noem, like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse will not land on its intended victim. Hoekom kan ons dit sê? Jesus het gesê op die einde, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ons werk uit daai gesag uit. Hy het ons gekoop met 'n dierprys. Ons behoort aan hom. So, kom ons luister met ons harte. Daai ding is vas, ons glo daarin. En as dit so is, en hierdie is waar, en die woorde wat ons gesing het in die liedere van wat hy alles gedoen het, is waar, dan kan ons nou in daai vryheid beweeg. Volgende aspek wat ek graag wil aanraak, is die ene van vergifnis. Ek haal aan uit Hebreërs 10 uit. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, waiting from that time until his enemies should be made a footstool for his feet. For by a single offering, he has perfected for all time those who are being sanctified. Dit bring by mens die vraag op in my hart, glo ek dat wat hy gedoen het, is vas. As ek repent, deur wat die Gees op my hart lê, dan is daai repentance 'n vaste ding wat beweeg vanuit my senter van my mens. As ek repent, omdat ek wil probeer om self reg te wees met God, dit is moeite daai. Want dit is wat ek bedoel, om nie met jou hart te glo nie, maar met jou verstand, want dan doen ek dit uit my eie krag uit. Die Gees werk daar binne in ons en ons volg sy leiding. En dan is daar geen gronde dat jy hoef skuldig te voel oor iets. Jy moet kan kyk in hierdie spieël en sien, want die begeerte van my hart gaan wees om in my verhouding met Jesus te verdiep. Wie van ons wat lief is vir iemand, sal doelbewus daai persoon skade aandoen? Ek gaan maar sê dit doen nie.
En soos ek verdiep in my verhouding, is dit nie 'n lys van moets en moenies nie. Dit is 'n outomatiese ding wat beweeg uit die verhouding uit met Jesus. Want hy het klaar eens vir altyd betaal met sy bloed vir ons vergifnis. Dan beweeg ons uit die krag van die Gees, wat hy vir ons mee gestuur het. So, dan kom hierdie baie mooi deur. Under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Hy het ons gekoop met 'n dierprys. Dan sê hy maak ons reinig. Hy sê in 1 Johannes 7, but if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sins. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Julle almal weet 'n bietjie later in 1 Johannes, sê hy mos nou maar, ek kan nie meer sondig nie. So hy praat so hoe hy nou deur daai pad stap. So if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Jesus sê ook, already you are clean because of the words that I have spoken to you. Ons sonde kleef aan ons en hy maak ons skoon. Hoekom moet ons skoon wees? Om in die teenwoordigheid van God te wees. Dis tog waartoe ons opbou. Maar kom ons glo in die voltooide werk van Jesus en ons beweeg vanuit daai punt uit oortuiging dat hy klaar dit gedoen wat ons nodig het om skoon te wees. Dis nog 'n konsep. Hy het ons regverdig verklaar. Hy het ons geregverdig. So ons praat hier van justification and righteousness. Ek gaan 2 stukkies skrif aanhaal. Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. Onthou wat ons net gesê het, waarvan het hy ons gered. Hy het ons gered van die woede van God. For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Hierdie is die kern van sonde is om nie te glo in Jesus nie. En as jy dit wil realiseer, jou ongeloof is amper die hart van alle sondes. So waarop vertrou ons? En nou praat ek oor die konsep van vertroue binne in hierdie beginsel van geloof. So om op iets anders of iemand anders te vertrou as God se voltooide werk in Jesus is 'n probleem en dit maak hom kwaad. En wat hy vir my uitlig, ek weet nie hoeveel van julle weet hoe oud Salomo geword het. Ek bedoel, dit was die rykste ou, die mees wyse persoon op aarde. Ek dink dit is seker oor presies hoe oud hy was toe hy koning geword het, maar dit sê hy was 'n youth. En ons weet hy het vir 40 jaar koning gewees en sy koningskap het beëindig toe begin Rehoboam sy seun koning wees. So hy kon nie baie oud geword het nie. So asseblief nie dink dat rykdom en wysheid bring vir jou lang lewe op die aarde nie. Hy sê dit is nie so nie. Ons moet versigtig wees om op ander mense te vertrou. Dit is goed om 'n mentor te hê, maar is jou vertroue in daai persoon, moet asseblief nie dit doen nie. Kom ons vertrou op Jesus en ons volg sy leierskap. Dis goed om iemand te hê om jou te help, maar ons is disippels van Jesus. Dit is die punt. So op die fisiese vlak, op die psigiese vlak en ook op die geestelike vlak. Daar is allerlei dinge wat op die geestelike vlak mense entice om weg te gaan van die werklike waarheid van wie God is en dat hy nie die senter is en die enigste ding waarop ons vertrou nie. So, my vraag is, kan jy sê, I'm righteous because I believe in the justification of the blood of Jesus? Kan ek sê ek is regverdig voor God? En ek wil vir jou sê, jy kan.
want ons beweeg uit die senter van sy voltooide werk, as ek dit regtig met daai oortuiging glo. Hy het ons geheilig. Ek haal weer vir julle aan. He is now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him, if indeed you continue in the faith. Sien, dis die sleutel. Waar kom daai vyf vandaan? Dit kom in elk geval van hom af. Ons behoefte om 'n verhouding met hom te hê, stimuleer daai geloof in ons verhouding. Not shifting from the hope of the gospel that you have heard. Hy sê, be holy, for I am holy. Nou wil ek vra, wat kan ons doen daaraan om heilig te wees? So ek het nog iets gevind wat ek kan doen om heilig te wees nie. Hy maak ons heilig. En ons moet glo in hierdie voltooide werk van hom. So in hierdie heiligheid manifesteer Jesus in ons, in sy koninkryk op aarde in sy liggaam die kerk. Maar dis hy wat heilig is. So hierdie sê ook maar net, hy het gesuffer outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Hy het ons heilig gemaak. Hy bring vrede en versoening. In Kolossense sien ons, for in him all the fullness of God was pleased to dwell, the Son of Man, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. Ek gaan sommer hierdie ook verder wys. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. Glo jy dit? For you have been bought with a price. Daar's sekuriteit daarin. Hy het dit gedoen. Al wat ons nodig het is om uit daai geloof uit te beweeg. Dan het niks anders mag op ons nie, want aan hom is gegee alle mag. So, ons kan uit daai vryheid uit leef. Dit bedoel nie, as iemand goed doen, of die dinge van hierdie wêreld gaan ons nie affekteer, dit sal ons affekteer, ons vermoë om te hanteer is anders. Want ons het 'n ander perspektief daarop. Ons behoort aan hom. En waarop dit alles opbou, is toegang tot God. Ons het toegang tot God. Therefore, brothers, since you have confidence, wat sê die conference is ons geloof, to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain, that is through his flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart. Hy doen dit in ons. In full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed pure with water. So, oor Jesus, the Son of Man, sy voltooide werk aan die kruis, het ons deur Jesus, the Son of God, toegang tot God. En baie keer misken ons sy menslikheid en wat hy gedoen het daar in die kruis. Maar hy moes dit doen vir die mensdom. Ons is maklik om te beweeg in sy goddelikheid. En om in sy teenwoordigheid en in daai verhouding te kom, is daar regtig iets beter as dit. So is daar, kom ons vra dat ons oop hom gefokus is, sodat dit die ultimate is waarvoor ons leef. Dat dit die ding is waarvoor ons streef. So in Efesiërs sê hy, spesiale onderwerp, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made both of us one. Die both waarvan hy praat is die Jode en in die Jode, wat nou ingeënt is. And has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of the commandments expressed in ordinances. So, wanneer ons gaan kyk na die woord en ons lees dit as 'n lys van moets en moenies, dis moeilikheid.
Dis eerder 'n speel om te sê, dis hoe ek beweeg en glo en uitlik vorder in my groei na hom toe. Hy verander ons daarin. And he might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing all hostility. Ons het dus nie nodig om van ons kant af iets te doen om te probeer reg wees. Jesus het dit gedoen, maar kom ons beweeg daaruit, want dan wat ek doen het krag, want dis die krag van die Gees wat my stig. Ek doen dit nie om met hom oukei te wees, ek's klaar oukei met hom. Ek doen dit omdat sy krag manifesteer en sy koninkryk op aarde manifesteer. Goed, so nou skakel ek oor na die tweede onderwerp toe. En dit is 'n ewigheidsperspektief. Hierdie het my nogal diep getref, 'n rukkie terug weer. Hy sê, hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life. So die vraag is, wat is die anker van ons hoop? Want ons weet dat in die tydelike, in hierdie liggaam, ons gaan sterf. As Jesus nie voor die tyd kom. In elk geval gaan ons dan 'n nuwe liggaam hê. So, vestig ek my hoop in hierdie goed? Of vestig ek my hoop in 'n ewigheidsperspektief? Is die begeerte van my hart 'n ewigheidsperspektief? En dit vat vir my so mooi saam waar hy sê, so Jesus said to the Jews who had believed him, if you abide in my word, you're truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Dan sê dit verder, if the Son sets you free, you'll be free indeed. So ons kan mos nou net binne in daai verhouding met hom leef. En as dit die anker is waaraan ons vashou, sodat ons verhouding met God ons Vader, ons Here Jesus, soos die Gees ons lei, perfek en volmaak kan wees, dan gaan die ander goed outomaties kom. Dis nie iets wat ons uit ons effort uit moet doen nie. Hy bewerk dit in ons. Daar's ons saglike vryheid wanneer ons sê, maar ons is deel van die familie. The Son sets you free, you're free indeed. So kom ons hou nie ons oop dit wat tydelik is nie. Wat sê Dawid het so mooi ook gesê in die Psalm, a day in the courts is better than 1,000 elsewhere. Hy sê, I'll rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor, and say, no good thing does he withhold from those who walk uprightly, the righteous. Jesus het dit vir ons gedoen. Hoekom sal hy 'n goeie ding van ons weerhou? Maar kyk ons na 'n goeie ding vanuit hierdie lewe, of kyk ons daarna vanuit 'n ewigheidsperspektief? So ons vermoë om teenspoed en dinge te hanteer is heel anderster. As ek hier na julle kyk, ek ken nou 'n klomp van julle wat hier sit. Ek weet ons het al houe gevat. Maar ons staan op, hoekom? Want ons glo in 'n ewigheidsperspektief. Hy het dit in ons harte gesit. Beteken nie, daar gaan rowwe goed nie met ons gebeur. Daar gebeur baie rowwe goed met ons. Maar ons vermoë om dit te hanteer, oordat ons die ewigheidsperspektief is heeltemal anders. Want alle autoriteite, gesag is aan hom gegee. So, in Korintiërs sê dit, somme dit so mooi op, waar hy sê, but in fact Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man, Jesus, Son of Man, has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all died, so also in Christ shall all be made alive. But each in his own order. Christ the first fruit, then at his coming those who belong to Christ, then comes the end, when he delivers the kingdom of God to the Father, after he destroyed every rule and every authority and all power. So ons kan tog daarin vashou. Weereens, ons kan uitsien na daai dag. In Openbaring weet ons van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ons weet dat God kom by ons bly. So daar's 'n plekkie verder as die hemel. Daar's ons 'n nuwe aarde
met 'n verheerlikte liggaam, soos wat hy bedoel het, toe hy Adam en Eva gemaak het, dat ons in 'n liggaam vir ewig moet leef, en God self woon by ons, en hy is die lig. So, die laaste slide wat ek het, is om vir julle 'n bietjie te verduidelik van 'n geheime plek. Daar is 'n plek waar in hierdie omgewing, as 'n ou deur toetse en dinge gaan, jy kan skuiling vind, soos wat dit in Psalm 91 sê, who dwells in the shelter of the Most High, will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge, my fortress, my God in whom I trust. Ek wil eintlik sê only. As ons vertroue net in hom sit, dan is ons in daai plek. Hoekom? If then you've been raised with Christ. So, ons plaas nie ons vertroue in die feit dat ons gedoop het, ons plaas ons vertroue in wat Jesus vir ons gedoen het, maar ons identifiseer daarmee met die doop. Dis wat ons gereis het met Christ. Seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Kom ons hou ons oë gerig op hom. Set your minds on things that are above, not on things that are in. For you have died and your life is hidden with Christ in God. People say the evil one cannot touch you. When Christ, who is in your life, appears, then he will appear with you in glory. So ek hoop dit gee vir julle 'n perspektief op. Kom ons luister met ons harte. Ons maak goede in ons harte vas. Nie uit wat ons gedoen het nie, uit wat hy gedoen het. So ons kan regtig in daai vryheid beweeg. Ons verstaan wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. So wil vir julle regtig aanmoedig, as dit tot jou praat, elkeen van ons nou ander omstandighede, gaan nou nagmaal by die huis. Op die eie saam jou gesin, saam met, en waar die Gees aan jou hierdie goedjies openbaar. Ek wil eintlik sê, kom ons sê vir hom dankie, want dan is dit 'n teken dat ons aanvaar wat hy gedoen het. Dankie, wanneer laas het jy vir Jesus dankie gesê, God die Vader dankie gesê dat hy jou sonde vergewe het? En so, dis 'n goeie teken eintlik, om te weet, maar ek glo dat hy het my sonde vergewe. So kom ons gaan in daai plek en ons besef dat ons is gekoop deur hom, ons behoort aan hom en alle mag in hemel en op aarde behoort aan hom. En dis dit. Okay, kom ons bid. Magtige Vader, dankie dat ons aan U kan behoort oor wat U voltooide werk in ons, Here Jesus. En dankie dat U ons kom herinner daaraan, dis kan vashou daaraan, dis kan leef daaruit. In U is die lewe, U is die lig en die waarheid. En soos wat ons op ons lewenspad wandel, hoe U met elkeen van ons werk, deur die woord, deur die Gees, bid ek dat U vir elkeen van ons sal bevestig en net sterker maak in ons verhouding met U, sodat ons daaruit kan vloei, soos wat U dit bepaal het. Ons bid dit tot die eer. Amen.